Die vreugde wat God ons gee, is en was nooit bedoel om 'n private, selfsugtige genot te wees nie. Dit is nie 'n geestelike vetlaagie in aanhalingstekens wat ons net vir onsself opbou nie. Inteendeel, Christelike vreugde is inherënt missionaal. Dit moet beweeg, dit moet uitgestraal word en dit moet tot diens van ander wees. Dit moet letterlik vanuit ons vloei en ander mense as dit ware raak vloei. Die goeie nuus van verlossing is eenvoudig te groot om vir jouself te hou. Dit is 'n openbare getuienis wat die wêreld moet kan sien en hopelik nuuskierig of geïnspireerd genoeg maak dat hulle sal smag daarna om dit self ook te ervaar. As God se kinders moet ons ook hier in Advent waak teen 'n wanbalans in ons lewens. Mense kla maklik oor hoe sleg dit met hulle gaan, maar in plaas van om te luister na God se goeie nuus, spandeer hulle dikwels meer tyd om na die wêreld se nuus, 79% gewoonlik slegte nuus, of na die oppervlakkigheid van sosiale media te luister. Hierdie wanbalans lei dan maklik tot gevoelens van onvergenoegdheid en neerslagtigheid. Daardie leë gevoel dat jou vreugde nie meer so hoog vlam nie. Durf ek dit waag om te sê dat dit gesteel is? Of het jy dit deur jou vingers laat glip? Of erger nog, het jy dit weggegee? Nehemia herinner ons in hoofstuk 8 vers 11 aan die ware bron van ons krag. Die vreugde van die Here, dit is julle toevlug, skryf hy, of julle beskutting. Ons vreugde in God is ons vesting teen die aanslae van die wêreld. Ek hou van die 1953 vertaling wat sê, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Die verhaal van Paulus en Silas in Handelinge 16 is die perfekte illustrasie van hierdie missionale vreugde. Hierdie twee manne het geweet, Jesus se vreugde is nie opsioneel nie, maar missioneel. Hulle is daardie dag gearresteer, erg geslaan, vasgeketting in die binneste sel van die tronk, voete in die houtblok, 'n plek van absolute hopeloosheid. Tog, teen middernag, het hulle nie gesit en kla of saggies Bybelversies gefluister nie. Hulle was besig om te bid en tot lof van God te sing, hardop te sing. Hulle vreugde was so aansteeklik en tasbaar, dat die ander gevangenes na hulle geluister het. Dit was 'n daad van aanbidding, wat die fondamente van die tronk geskud het. Hierdie Advent is vir my en jou die uitnodiging om 'n vreugdesaadjie te plant. Wie kan jy vandag seën met die vreugde van Jesus wat reeds in jou is? Dit hoef nie 'n groot gebaar te wees nie, dalk 'n woord van bemoediging, 'n onverwagse oproep of 'n eenvoudige daad van diensbaarheid. Ons vreugde moet 'n konkreet, sigbare uitstraling wees, wat die moontlike donkerte van die feesseisoen verander sal verlig. Laat ons die wanbalans regstel, ons toevlug in die Here vind en sy aansteeklike vreugde onbeskaamd met die wêreld deel. Ek daag jou uit. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U blydskap vir ons en in ons gegee het, en dat U beloof het ons blydskap sal volkome wees. Help my om, soos Paulus en Silas en baie ander, eerder hardop te sing van blydskap. Help my vandag ook om eers in iemand se lewe 'n vreugdesaadjie te plant. Dankie dat U aansteeklike vreugde ook eenmaal by elkeen van ons uitgekom het. Help ons om dit nou nie vir onsself te hou nie, maar uit te deel aan die wêreld rondom ons. Dankie vir U blydskap, Here. Amen.